Goeiedag. Ek praat met jou vandag oor die tema die pyn wat ander my gebring het. In Markus 2 vers 5 staan hierdie woorde: toe Jesus hulle geloof sien, dis die geloof van die 4 manne wat hulle lam vriend voor Jesus voete laat sak het, sê hy vir die verlamde: vriend, jou sondes word vergewe. Nou ek praat die laaste paar weke al reeds spesifiek oor die misterie van hoe sonde en siekte soms met mekaar in verband kan staan. Dit is so dat sommige siektes direk met sonde in verband gebring kan word. Maar miskien is daar meer siektes wat deur ander mense sondes in ons lewe veroorsaak word. Dit is die tragiese van sonde. Dis dikwels nie net die persoon wat die sonde doen wat ly nie. Ander onskuldige mense ly soms meer as gevolg van daardie sonde. Dink byvoorbeeld aan die wat hulle aan drank te buite gaan, agter 'n motor se stuurwiel inskuif en 'n ongeluk veroorsaak. Hulle self sterf dalk nie en word miskien nie eens ernstig beseer nie. Maar so dikwels is daar onskuldige mense wat vermink word of sterf in so 'n ongeluk. Hoeveel vroue en kinders is nie al verneder en moes uit hulle huis vlug en ontberings beleef weens 'n pa wat hom aan drank vergryp het nie. Hoe dikwels is die misbruik van kinders en eggenotes nie die direkte gevolg van iemand se drank en dwelmmisbruik nie. Dink ook aan vroue wat alkohol misbruik, rook of dwelms gebruik terwyl hulle swanger is. Daardie ongebore baba word as dit ware gedwing om te deel in daardie besoedelde bloed. Hulle word as dit ware verslaaf gebore, dikwels ook met 'n fisieke gebrek of 'n verstandelike agterstand wat hulle lewenslank sal strem. Hoeveel onskuldige vroue word nie daagliks in ons land met die HIV-virus besmet, omdat mans hulle skuldig maak aan buitehuwelikse seks nie. Dink aan die groot getalle babas wat HIV positief gebore word, of wat wees agtergelaat word, omdat albei hulle ouers aan vigs gesterf het. Dink aan soveel mense wie se lewe verwoes is deur iemand wat hulle as kind gewetenloos misbruik of as volwassene verkrag het. Hulle ly, hulle kry swaar en hulle sit dikwels met vele emosionele en liggaamlike probleme. En dit terwyl hulle eintlik onskuldig is. Wanneer 'n mens die vrugte van jou eie foute en sonde pluk, kan jy net jouself verwyd. Dis egter veel moeiliker wanneer jy die slagoffer van ander mense se misdade en hulle sonde is. Miskien worstel jy in hierdie stadium van jou lewe met so 'n emosie. Jy ly onregverdig as gevolg van ander mense se sonde of boosheid. Dit kan verskillende forme aanneem. Dalk is jy een van die baie slagoffers van misdaad in ons land. Ander mense het met koudbloedige brutaliteit kom steel wat aan jou behoort het. Daar is by jou huis ingebreek, jou motor is gesteel. Erger nog, dalk is jy of iemand na aan jou fisiek aangeraak. En nou worstel jy met vreemde emosies wat jou lewe ontwrig. Miskien kom jy uit 'n gebroke verhouding of huwelik. Jou lewensmaat vir wie jy so lief was en vir wie jy die beste deel van jou lewe gegee het, was ontrou aan jou of het iemand anders bo jou verkies. Jy worstel met die seer van verwerping. Of dalk kom jou pyn uit jou verlede toe iemand jou te nagekom of misbruik het. Al hierdie sondes teen ons het die potensiaal om ons emosioneel te verwond en ja, selfs liggaamlik siek te maak. Dis belangrik dat jy sal raak sien dat Jesus ook hierdie sondes wat teen jou gepleeg is en die effek daarvan op jou lewe kan wegneem. Wees jy maar net bereid om na hom te kyk en draai jou oë doelbewus weg van die onreg en seer van die verlede. Jesus kan die boeie en kettinge van die verlede verbreek as jy hom vra om dit vir jou te doen. Anders bly jy onder die afstandsbeheer van iemand uit die verlede. Kom ons bid tot die Here as jy een van die slagoffers van iemand anders se sonde is. Here, ek wil my in u arms werp en kinderlik vra dat u my sal genees van die seer wat ander my aangedoen het. Ek vra dit in die naam van Jesus. Amen. Sterkte vir jou. Tot 'n volgende keer.